Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Maandag, 16 Maart. Ouers en kinders. Kom ons open met gebed. Liewe Here, ons dankie vir nog 'n dag en nog 'n geleentheid om uit U woord te bestudeer. Here, help ons asseblief om nie net te hoor nie, maar ook te doen wat U woord leer. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Kinders speel 'n uiters belangrike rol in die gesinsbedryf. Hulle moet weet dat hulle geliefd is as waardevolle lede van die gesin en dat hulle kosbare burgers van die hemelse koninkryk is. Huisgodsdiens is uiters belangrik, eenvoudig maar gereeld, oggend en aand. Kinders kan op 'n vroeë ouderdom behulpsaam wees met huisskoonmaak en ander pligte. Die belangrikste is Paulus se opdrag in Kolossense 3 vers 20 wat lees: Kinders, julle moet jul ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Lees die volgende skrifgedeeltes. Watter beginsels word hier gegee oor hoe om kinders groot te maak? Punt nommer 1. Spreuke 22 vers 6 en vers 15 lees as volg. Om 'n spreuk en beeldspraak te verstaan, die woorde van die wyse manne en hulle raaisels. My seun, gaan nie met hulle saam op die weg nie, hou jou voet terug van hulle pad. Punt nommer 2. Matteus 19 vers 14 lees, maar Jesus sê, laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my te kom nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Punt nommer 3. Deuteronomium 6 vers 6 en 7 lees as volg. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Punt nommer 4. Spreuke 1 vers 8 en 9 lees as volg. My seun, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie, want dit is 'n lieflike krans vir jou hoof en suurlike kettinge vir jou hals. Deur hulle reg op te lei vir die Here deur middel van voorskrifte en voorbeeld, sal kinders 'n seën vir die gesin en die kerk en nog meer wees. En Paulus se instruksie vir ouers, net soos sy instruksie vir mans en vrouens, is gebalanseerd en van toepassing op beide. Kolossense 3 vers 21 sê, Vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Hoe ouers, veral die vader met sy kinders werk en hulle dissiplineer, maak 'n diepgaande indruk op hulle geestelike opvoeding. Studies het ook getoon dat wanneer beide ouers kerk bywoon, 'n hoër persentasie kinders aanhou om kerk by te woon, in teenstelling met net een van die ouers se gereelde kerkbywoning. Wat selfs meer verrassend is dat wanneer die vader die konstante kerkganger is 'n groter aantal kinders geneig om aan te hou om kerk by te woon wanneer hulle volwassenes is. Daarom kan die rol van die vader in die geestelike vorming van sy kinders nie onderskat word nie. Hoe belangrik is dit dan nie dat vaders hulle rolle ernstig opneem nie? Nie alle vaders egter was al of is, om dit sagkens te stel, die toonbeeld van voorbeeldigheid vir hulle kinders nie. Hoe kan 'n kennis oor God as ons Vader help om genesing te bring waar dit nodig is, veral wanneer aardse vaders groot skade veroorsaak het?